Goeiedag, sê goeiemôre geliefdes. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is weer terug met 'n boodskap van die Here Jesus Christus. Halleluja. Dit is 'n voorreg om met julle te deel God se woord. Dit is baie belangrik dat ons moet lees, dat ons moet vas, dat ons moet bid. Halleluja. Ek lees vandag vir julle uit die boek van Matteus. Halleluja. Ek wil 'n bietjie praat oor Petrus. Halleluja. 'n disipel wat na in God se hart is, halleluja, wat saam met God beweeg het, halleluja, wat ook God verloon het, halleluja, wat God ontken het, halleluja, en ek glo dat ons doen in elke dag se lewenstyl waar ons beweeg, met wie ons praat, ek weet, U is heilig en U is regverdig, maar soms kom ons by 'n punt waar ons regtig ook Jesus verloon en ons ontken God se woord. Halleluja. En die Bybel sê in die begin was die woord en die woord was met God en God was die woord. Halleluja. En baie ontken ons God en ons verloon God. Kom, ek gaan stryd na die verse toe. Halleluja. Ons gaan lees in Matteus 26 vanaf vers 31. Toe sê Jesus vir hulle: Julle almal sal my vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. En ons weet dat Jesus die lam is wat geslag is. Psalm 23 sê dat hy is ons herder. Halleluja. Hy lees verder, hy sê, maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Hoor Petrus se woorde, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Peter sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê. Ek gaan net so 'n bietjie verse skiep, halleluja. Jesus in Getsemane, vers 40 sê dit, daarna kom, nadat Jesus gesê het, hy gaan 'n bietjie afstand, hy gaan 'n bietjie gaan bid, halleluja, want hy is doods benoud, halleluja. So hy het gesê, bly hier en waak saam met my. Hy sê in 40, daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie. Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hier leer ons in die hoofstuk dat Jesus sê vir Petrus dat waak en bid sodat julle nie in versoeking kom. En hier leer ons dat ons moet waak en ons moet bid, sodat ons nie in versoeking kom nie. Ek gaan weer so 'n bietjie verse skiep. Dan sê dit in 58 sê dit, Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan. Dit is nou na hulle vir Jesus in Getsemane vasgevang het en hom verraai het en hulle het hom geboeie en het hom in gevangenis geneem en Petrus die een wat gesê het hy sal Jesus nie verlaat nie, hy sal saam met hom sterwe. Hoor wat doen Petrus. Hy sê Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot by die binnehof van die hoofpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit om te kyk hoe dit afloop. 'n Man wat gesê het, ek is saam met u, ek gaan saam met u sterwe. Hy het op 'n afstand beweeg. En hoeveel keer beweeg ons nie op 'n afstand en sê ons wil nie te doen het met die persoon, met my broer, of met my suster, of met my ma, of met my pa nie, maar ons weet wat is die weg en wat is die waarheid.
En Jesus leer ons ook, soos hy is, moet ons ook wees, dat ons gedagte moet dieselfde wees, soos Jesus Christus se gedagtes, halleluja. En ek lees verder in 69 sê dit, Petrus het buite in die binnehof gesit, toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileer, maar hy het dit voor almal ontken. Hy sê ek is nie saam met die man nie, en hy ontken dat hy saam met Jesus beweeg het. Dit sê, ek weet nie van wat jy praat nie. Dis nou Petrus. Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê oor die daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Weer het Petrus dit ontken en met 'n eed gesê, ek ken die man nie. Petrus, 'n disipel van Jesus, wat saam met Jesus beweeg het, wat wonderwerke gesien het, wat Jesus siekes gesond gemaak, broodjies verneder het, op die see geloop het, 'n man waar Jesus vir hom gesê het, vat my hand of kom na my toe, en het op die see geloop na Jesus toe. Jesus het hom uit die see uitgered, en het gesê, al wat sal ek saam met Jesus sterwe. Maar 'n man, hy kon eens by sy woord gehou het nie, en hy het ontken dat hy vir Jesus ken. Hy sê, ek ken nie hierdie ken. Hy sê, ek ken nie hierdie man nie. 'n rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. Na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n mens kan dit aan jou spraak hoor. Baie herken mense ons aan ons spraak, hoe ons woorde uiter, hoe ons mense bemoedig, hoe ons sekere dinge doen, en is net Jesus uit ons monde, uit Jesus hier, Jesus daar, is net Jesus se woord, dit is net God se woord, jy groet mense, dit is uit God se woord uit, jy gaan kuier, dit is net, jy praat net van God, is net die en daai en daai, en hulle sê, hulle herken hom deur die spraak. Toe begin hy vloek, en hy sweer, ek ken die man nie, en op daardie oomblik het daar 'n hand gekraai, toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die hand kraai sal jy my 3 maal verloon, en hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. En ek wil vir julle bemoedig en vir julle net sê dat hoeveel keer verloon ons nie Jesus Christus nie, wanneer ons saam met ons vriende uitgaan om te gaan kuier, wanneer ons saam met ons familie sit by die werk, dan is ons mos nou nie by die kerk nie, dan is ons mos nou nie saam met mense, ons broeders en susters nie, dan is ons by die werk, en dan wat ons uiter is lelike woorde, en hier kan ons sien dat hoe Petrus vir Jesus verloon het, dat hy hom ontken, en hoeveel keer ontken ons God se woord, wanneer ons met ons familielede is, wanneer ons uitgaan, by die werke, oral waar ons gaan, wanneer ons in 'n fight inkom, dan het ons nie die vrugte van die Gees nie, en die Bybel sê dat ons gaan hulle herken deur die vrugte van die Gees, halleluja, en die Bybel, ek vir julle nog 'n vers lees, dit sê in Matteus 15 vers 8 sê dat hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe. Ons praat net van Jesus Christus. Ons eer hom net met ons lippe, maar ons hart is ver van daai, van God se woord. Die Bybel sê in Jakobus 2 vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Geloof sonder die werke is dood. Dit baat nie ons ken net
Jesus met ons eer hom met ons lippe, ons ken hom met ons mond, nie, maar ons harte is ver. Dit baat nie ons het geloof, ons het God se woord, maar ons sit nie aksie, ons lewe dit nie uit nie. Wanneer dit kom waar ons moet wag, in 'n queue, in 'n lyn in, dan is ons oorhaastig, dan het ons nie patience nie, maar dit is een van die vrugte van die Gees, geliefdes. As dit kom by vergifnis, ons erken net dat ons gaan mense vergewe in die kerk in, wanneer ons bid, maar wanneer dit waarlik kom, wanneer jy weet hy persoon sien, dan sê jy, dan kyk jy die ander wy weg, ek wil nie die ding sien, ek wil nie vir hom sien, hy het my seer gemaak, dan kom hy kwaad weer in jou hart in. Jesus sê, in Onse Vader, hy gebed van Onse Vader, hy sê dat ons van ons teestanders vergewe, sodat Jesus ons kan vergewe. Het julle nie dit geweet nie? Maar geloof sonder aksie is dood. Dit help nie, jy erken God met jou lippe, maar die hart is ver van daar weg nie. Petrus het geerken dat hy God ken, en toe Jesus met hom was, het hy erken, ek ken vir Jesus, ek gaan jou nie verlaat nie. Maar toe dit benoud word, toe die omstandighede verander, toe daar probleme opkom in jou huwelik, by die werk, wil jy 'n ander way, escape route gevat het. Maar ons moet besef dat dit ons God, ons het 'n herder, wat ons sal lei deur die vallei, wat ons sal lei deur die woestyn, deur die wildernis, sal Jesus ons lewende, hy sal ons lig wees, hy is ons herder. By die werk, kom ons erken dat ons 'n God het. Kom ons hardloop nie saam met die volk, van ons is nou nie by die kerk nie, nou ontken ons Jesus Christus. Nou verloon ons hom. Wanneer ons met ons vriende is, wil ons eens nie van hom praat nie. Dan is dit mos nou lekker. Kom ons keer terug na ons principles toe. Die Bybel sê, obedience is better than sacrifice. Hoekom sacrifice jy vir jou vriende? Jesus is ons saligmaker. Jesus is ons herder. Die Bybel sê, die waarheid sal jou vry maak, en Jesus is die deur, die weg en die waarheid. Kom ons begin herken, en kom ons begin wees gehoorsaam, en kom ons het aksie in dit wat ons uiter met ons monde. Ek hoop julle het 'n geseënde week, en ek hoop julle het iets geleer. Lekker dag verder. Amen.